weet nie waar dit vandaan kom nie, maar my mikrofoon was afgewees, so ek is onskuldig hierdie keer. Ja, so kom ons gaan na die woord van die Here toe. En laas Sondag aand was die gedagte mos om te preek oor 3 Johannes en toe dit nie so uitgewerk nie, maar nou praat ons vanaand dan oor 3 Johannes. So hier moet 'n mens nou fyn blaai, want 3 Johannes is so kort as 'n mens nie mooi kyk en blaai om sommer heeltemal mis. So kom ons lees saam. Die opskrif in seëngroet, die lof van Gaius en dan so entjie aan klag teen Diotrefus, lof aan Demetrius en groete. Ons lees van vers 1 af. Die ouderling aan die geliefde Gaius, wat ek in waarheid liefhet. Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan. Want ek was baie bly as daar broeders kom en van jou waarheid getuig, soos jy in die waarheid wandel. Geliefde, jy handel getrou in alles wat jy doen, vir die broeders en dit vir vreemdelinge, wat van jou liefde voor die gemeente getuig het. Jy sal goed doen as jy hulle voorthelp op 'n voor God waardige wyse. Want vir sy naam het hulle uitgegaan sonder om iets van die heidene te neem. Ons behoort dan sulke mense goed te ontvang, sodat ons mede-arbeiders van die waarheid kan wees. Ek het aan die gemeente geskrywe, maar Diotrefus, wat onder hulle die eerste wil wees, steur hom nie aan ons nie. Daarom as ek kom, sal ek hom herinner aan die werke wat hy doen, deur met slegte woorde teen ons uit te vaar, en hiermee nie tevrede nie, ontvang hy nie alleen self die broeders nie gasvry nie, maar verhinder ook die wat dit wil doen, en werp hulle uit die gemeente. Geliefde, moenie navolg wat kwaad is nie, maar wat goed is. Hy wat goed doen, is uit God, maar hy wat kwaad doen, het God nie gesien nie. Van Demetrius is deur almal getuienis gegee en deur die waarheid self en ons getuig ook en julle weet dat ons getuienis waar is. Ek het baie dinge gehad om te skrywe, maar ek wil nie met ink en pen aan jou skryf nie. Maar ek hoop om jou gou te sien en ons sal van mond tot mond spreek. Vrede vir jou. Die vriende groet jou, groet die vriende by die naam. So ons lees dan net tot daar vanaand so vanuit die woord van die Here. Ons buig die hoofde en dan bid ons net so saam as gemeente. Wonderlike Here, ons kom na U toe en wanneer ons U troon van genade nader, Here, dan is dit altyd met dankbaarheid wat ons dit doen, Here, want as ons net kyk na wie U is, as ons kyk na die liefde, die genade, die barmhartigheid wat U aan die kinders bewys. Here, as ons kyk na die feit dat die woord sê, alle goeie guns, elke volmaakte gawe daal van bo af neer. Here, as ons al hierdie dinge in gedagte hou en ons sien wie U is, ons leer U ken, dan kan ons nie anders as om U met dankbaarheid te nader in die Here. En ons sê so vir U dankie vir daardie liefde, daardie genade, daardie barmhartigheid, dat ons dit so in ons lewens kan ervaar. Here, in die aanhaling wat ons gelees het in ons blaadjie vanaand, wat sê dat daar ook moeilike tye is, Here, maar U genade is daar en dat in daardie moeilike tye kan ons vrede ervaar, kan ons vreugde ervaar, kan U ons harte vul met U vreugde. Want ons vreugde hang nie af van ons omstandighede nie, dit hang nie af van die wêreld nie, Here. As ons kyk na die vreugde wat die wêreld bied, dan sien ons dis vinnig verby, Here. Dis 'n bietjie vreugde vir 'n kort tyd lank, maar dan, Here, kom dit ook saam met smart en hartseer en al daardie goed, Here. Maar U vreugde is 'n ewige vreugde. U vreugde is iets wat ons verstand te bowe gaan, Here, wat boonop omstandighede daar in ons harte kan wees. En ons sê vir U dankie daarvoor, Here. Dankie ook dat ons U liefde kan ervaar. Dankie dat ons U liefde kan uitleef, ook so teenoor ons broeders en susters in U, Here.
Ons dankie dat ons deel van 'n gemeente kan wees, dat ons 'n plek het om te arbei, 'n plek, Here, om iets vir U te beteken, om U dienskneg te wees, en ook 'n plek om opgebou te word en bemoedig te word en versterk te word, so saam met U kinders, Here, dat ons deel van die liggaam kan wees. Ons bid ook so vir ons gemeente, Here, dat U vir ons sal seën, dat U ons gemeente sal laat groei, Here. Ons bid ook en ons weet, dis 'n daad wat U alleen doen, Here. Ons lees daar in Handelinge, U het by die gemeente gevoeg, die wat gered is. En daarom vertrou ons, Here, dat U die gemeente sal laat groei, dat U by die gemeente sal voeg. En ons bid, Here, dat ons reg sal wees daarvoor, dat ons oop sal wees, vriendelik sal wees, hierdie mense kan verwelkom en deel maak van ons gemeente. En so bid ons dat U ook daarin sal help. Ons bid ook so dat U ons gemeente sal gebruik, Here, waar ons laas Sondag gepraat het, oor die sout van die aarde, die lig van die wêreld, Here, dat ons mense sal dors maak na U toe, dat ons lig sal laat skyn vir die wêreld daar buite, Here, dat hulle U deur ons lewens kan sien. En bid ons dit so vir ons gemeente. Ons bid ook vir die, Here, wat sukkel met stryd in hulle lewens. Ons weet nie altyd van die stryd nie, ons hoor nie altyd daarvan nie, maar ons weet, Here, die wêreld daar buite is soms moeilik, daar is omstandighede, daar is uitdagings, en ons bid vir ons mense, Here, wat deur moeilike tye gaan, dat hulle toevlug in U sal vind, dat hulle op U sal vertrou, Here, en dat U vir hulle daardeur sal help. En so bid ons ook dat hulle krag, hulle bemoediging hier by die kerk sal kry, Here. Ons weet baie keer as mense deur moeilike tye gaan, dan bly hulle juis weg, Here, maar ons bid dat hulle toevlug juis hier sal vind. En so bid ons ook vir ons gemeenskap, Here, ons bid vir die mense in die gemeenskap wat U nodig het, en terwyl ons sien, daar's so baie mense wat hulle self kinders van die Here noem, besef ons ook, Here, baie van hulle is onder 'n wanindruk, baie van hulle is miskien nie kinders, maar hulle leef nie so nie, Here, en bid ons vir hierdie mense, dat U 'n verskil in hulle lewens sal maak. Ons bid ook vir die, Here, ons hoor van baie dood in die dorp die laaste tyd, begrafnisse, mense wat gesterf het, dat U ook daardie families sal bemoedig, dat hulle ook hulle toevlug in U sal maak. Here, ons bid ook so vir ons eie gemeente, Here, vir Joshua ook, wat sy stiefpa in die dood afgestaan het, dat U ook daardie gesin sal bystaan, vir hom, vir sy ma, vir elkeen wat daardeur geraak word, Here, dat U ook so vir hulle as gesin, familie, sal bystaan, Here, en so ook elke ander een, ons weer eens weet nie altyd van almal nie, maar ons kan vir hulle bid, Here. Ons bid ook vir die op die siekelys, daardie name wat genoem is, ons bid vir die op die gebedslys, Here, daardie sendelinge, elke naam wat daar genoem word, Here, ons bid dat U hulle hande sterk sal hou. Ons weet ook, hulle maak staat op ons gebede, hulle gaan uit na al die lande toe, na die plekke toe, Here, en dan het hulle gebed nodig, hulle het die krag nodig, en so kom dra ons hierdie sendelinge aan U op, Here, dat U 'n werk deur die lewens sal deur hulle lewens sal doen, dat hulle vrug op hulle arbeid sal hê, en dat hulle so die oes daar in die oesveld sal gaan afkry, Here, dat U daarin sal help. Ons sê vir U dankie, Here, dat ons so dit alles kan saam bid. Ook die boodskap vanaand, Here, ons bid dat U met ons sal spreek, dat ons sal groei in kennis, sal groei in genade, en dat U vir ons elkeen 'n boodskap het. Here, al is dit een vers wat by ons vassteek, al is dit een gedeelte, of die hele boodskap, maar dat U vanaand vir elkeen van ons 'n boodskap sal gee, Here, want U woord is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Here, ons bid vir dit. En ons sê vir U dankie, ons oë is op U gerig, ons ore tot U, en ons wag om 'n boodskap van U te ontvang. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Amen. Kyk dan na 3 Johannes, en ons teks van oordenking vanaand is die 11de vers, wat eintlik maar die kernvers van die gedeelte is, en hierdie vers sê, geliefde, moenie navolg wat kwaad is nie, maar wat goed is. Hy wat goed doen is uit God, hy wat kwaad doen, het God nie gesien nie. En praat ons dan oor die tema wat ons laasweek vir gesê het, en afgekondig het, en uitgestuur het, die 3 persone in 3 Johannes. Nou, wanneer 'n mens 3 Johannes gaan bestudeer, is dit 'n interessante boek. En ons 'n paar goed wat dit interessant maak, soos die feit dat dit een van die kortste boeke in die Bybel is. Ek dink saam met 2 Johannes is dit die 2 kortste boeke in die Bybel, in die Nuwe Testament. En dit is so interessant as 'n mens lees, Johannes sê, ek het eintlik baie om vir jou te sê, maar ek gaan net hierdie bietjie skryf. So is interessant, dis 'n kort boek,
Nog iets wat dit interessant maak, is dat dit aan 'n persoon geskryf is. Nou dit weet ons, het nie baie gebeur nie. Net hier en daar, soos met Filemon, en dan hier waar dit spesifiek aan Gaius geskryf is. Dan ook, wat dit interessant maak, 3 mense se name word spesifiek genoem. Nou dis nie vreemd dat name genoem word nie, ons sien dit deur die Nuwe Testament, maar hierso 3 spesifieke name wat genoem word. Gaius, die eerste, Diotrefus, die tweede, Demetrius, die derde. Hierdie 3 persone wat uitgelig word. Nou hierdie 3 persone was in 'n gemeente opset gewees. Ons weet nie watter gemeente dit is nie. Die geskiedenisskrywers sê hulle dink dit is Pergamus, maar ons gaan dit nie vir die waarheid vat nie, want dit staan nie in die woord van God nie, so dit kan interessant wees, maar dit staan nie in die woord van God nie. Daar's geen Bybelse gronde daarvoor nie. So al wat ons weet, Bybels, dis in 'n gemeentelike opset. Hierdie 3 manne het in 'n gemeente opgetree en hulle was rolmodelle of hulle het leiersposisies beklee. 2 goeie rolmodelle of voorbeelde en 1 slegte een. En daarom sê die teks van oordenking, geliefde, moenie navolg, en dis mos daai woord wat ons van gepraat het in Efesiërs, imitai, moenie navolgers wees van wat kwaad is nie, maar wat goed is. Hy wat goed doen is uit God. Hy wat kwaad doen, God nie gesien. Hierdie 3 persone het in leiersposisies gestaan, en hulle voorbeeld kon maklik nagevolg word. En Johannes kom dan met die boodskap, hy sê, volg die goeie voorbeelde. Nie die slegte voorbeeld nie, die goeie voorbeeld. Nou dis weer eens nie 'n nuwe konsep in die woord van God of in die Nuwe Testament nie. Paulus het self gesê in 1 Korintiërs 11 vers 1 sê hy vir die gemeente in Korinte, wees my navolgers. Wees my, daai woord, imitators, soos ek dit van Christus is. Hy skryf dit aan die Korinte, hy skryf ook aan die Filippense 3 vers 17, wees my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel, soos julle ons tot voorbeeld het. So ons skryf weer navolg, ons skryf voorbeeld, en dan die aanmoediging om Paulus te volg. Maar, let op die woorde wat hy sê, soos ek dit van Christus is. 'n goeie navolger is 'n navolger van Christus. 'n goeie voorbeeld, 'n goeie leier is 'n navolger van Christus. Maar, daar is dan volgens Johannes, volgens Paulus, volgens die woord van God, goeie voorbeelde in kinders van die Here, goeie voorbeelde in leiersposisies, goeie voorbeelde in gemeentes, wat ware navolgers van die Here Jesus Christus is. En dan kom wys Johannes vir ons, daar is goeies, maar ongelukkig daar is ook slegtes. Nou as 'n mens na gemeentes vandag gaan kyk, en ons praat maar eers wyd gemeentes daar buite, dan vind ons ook gewoonlik verskillende mense in gemeentes. Jy kry mense wat werklik navolgers van die Here is, en hulle lewens getuig daarvan, en hulle lewe volgens die woord, dan sien ons daar's 'n goeie getuienis. En dis nogal 'n groot ding hier in die gedeelte. Hy praat spesifiek oor die getuienis oor hulle. Hy sê byvoorbeeld in vers 3, sê hy daar, want ek was baie bly as daar broeders kom wat van jou waarheid getuig. So hulle lewens, hulle het dit uitgeleef, mense het dit gesien, mense het getuig daarvan. Vers 4, ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Hy sê in vers 6, wat van jou liefde voor die gemeente getuig het. Hulle het dit uitgeleef, mense het dit gesien, mense het 'n getuienis daarvan gelewer. Vers 12, waar hy nou weer spesifiek sê, van Demetrius is deur almal getuienis gegee. So dit is iets wat in mense se lewens gesien word, dit is iets waarvan hulle werke getuig, hulle lewens getuig, ander sien dit raak, ander het getuienis daarvan. So, dis persone wat in die gemeente 'n goeie getuienis het. Ek dink as ons die eenvoudige Engelse woorde kan gebruik, dis iemand wat 'n goeie track record het. En Johannes sê hierdie mense kan nagevolg word. Hulle het 'n voorbeeld, dit word uitgeleef. Hulle is navolgers van Christus.
Maar die wat kwaad doen, en se lewens daarvan getuig, van die kwaad en al daardie dinge wat ons by gaan kom, kan nie nagevolg word nie. Daarvoor moet eerder pasop word. So dit laat mens dink aan rolmodelle. En nou, ek dink ek het al vir u gesê, en u wat my ken weet, ons kyk baie keer die MotoGP, en dan kyk ons hoe ry die mense mos met die motorfietsse, en dis vir my opvallend, hoeveel navolgers daai mense het, dat daar paviljoene is, wat hulle sit hulle so by mekaar, as hulle iemand navolg, dan sit al daai mense by mekaar, duisende mense, en dan sien jy baie keer van die kindertjies, klein kindertjies, dan het hulle dieselfde klere aan, en dieselfde hoedjies op, en van dit selfs maskers op, van daardie persoon wat hulle nou navolg, en hulle sal alles gee, om te wees soos daardie persoon, en hulle volg ook na wat daardie persoon doen, soms goeie voorbeelde, soms baie slegte voorbeelde, want hulle volg alles na, wat daardie persoon doen. Nou as ons dit na ons toe bring, ek dink almal van ons het iewers in ons lewens rolmodelle gehad. Iewers in ons lewe was 'n persoon na wie ons opgekyk het. Baie keer is dit ten goeie, baie keer nie. As ons dink aan kinders is mos baie goeie navolgers, né? Papegaaie, hulle doen alles wat ons doen, kyk wat ons sê en hulle volg na. En so kan kinders baie keer die goeie doen wat ons doen. Kinders wat voorbeelde is, en dan bid hulle somme, ons het nou al gehoor hierso met die afsluiting laas jaar, hoe kinders somme met vrymoedigheid bid en voortgaan, en want hulle die voorbeeld en hulle wil so optree, en kinders wat werklik met liefde teenoor mense optree, want hulle sien dit, maar natuurlik, dan kry jy kinders wat slegte voorbeelde navolg. Soos, ek gaan vir u 'n voorbeeld noem, iemand wat ons baie goed ken, baie oulike persoon, maar hulle sukkel met padwoede, en dan as hulle kwaad raak vir die mense op die pad, dan los hulle so nou en dan 'n woordjie. En eendag toe ry ons saam met hulle, en 'n persoon ry voor die dame in, en omdat die predikant en sy vrou in die kar is, het die dame haarself weerhou daarvan om iets te sê, en die kind agterkom het agter, en toe skree hulle die woorde vir die mense, want dis mos uit die voorbeeld wat hulle het. So toe volg hulle nou na wat hulle sien. So daar's rolmodelle, daar's mense wat ons navolg, en baie keer vir van ons is dit ouers, grootouers, mense wie se voorbeelde ons volg. Maar ons het 'n keuse, en dis eintlik wat Johannes hier vir ons sê, dis daai kernvers. Hy sê, ons het 'n keuse, ons kan navolg wat goed is of wat sleg is. Maar natuurlik, ons moet die goeie navolg. Ons moet geestelike rolmodelle hê. Daar's mense na wie ons opkyk, en ons moet seker maak dis goeie voorbeelde. Aan die ander kant, so mense na wie ons opkyk, maar aan die ander kant, ons is ook baie keer mense se rolmodelle. Daar's mense wat na ons opkyk, as ons nou praat van volwassenes of kinders, of net iemand wat nuut in die geloof is. Daar's mense wat na ons opkyk, en dan moet ons seker maak, die beeld wat ons los, is soos Paulus sê, wees my navolgers, soos ek dit van Christus is. So ons moet seker maak, die voorbeeld wat ons los, is ook 'n goeie voorbeeld. So, Johannes kom sê, gee hierdie keuse, hy sê, daar is rolmodelle, ons is rolmodelle, ons moet seker maak, ons volg na wat goed is, en Paulus sê, soos, wees my navolgers, soos ek dit van Christus is. Maar dan noem Johannes voorbeelde, hy noem daardie 3 persone se name, die 3 persone waarna ons vanaand gaan kyk. So in ons eerste gedagte, die eerste van hierdie 3 persone in 3 Johannes is Gaius. Ek dink ons het laas jaar 'n boodskap net oor hom gehad, as ek nou so vinnig probeer terugdink. Maar nou praat ons net so oorsigtelik van hom, ons gaan oor al 3 praat. Maar Gaius is die eerste wat in die brief genoem word, die persoon aan wie die brief geskryf, moontlik die leier van die gemeente. Ek sit 'n bietjie nader aan my mond, ons kyk of dit werk. Dalk tel hy ander goed op. Heel moontlik die leier van die gemeente, en dit is Gaius. Nou die eerste ding wat ek net so vinnig wil noem, dit gaan nou nie oor Gaius spesifiek nie, maar eintlik oor die. Ons gaan nie vanaand praat oor is hulle kinders van die Here of is hulle nie kinders van die Here nie, want as ons die konteks van die gedeelte vat, dan neem ons aan hulle is kinders van die Here, want Johannes vermaan hulle soos kinders van die Here, hy praat met hulle soos kinders van die Here, selfs die slegte voorbeeld, hy sê nooit hy moet by die Here uitkom nie, hy praat net oor die voorbeeld, so ons neem aan, hulle is kinders van die Here, en so kan kinders van die Here mos goed optree,
hulle kan sleg optree. Dit lees ons ook reg deur die Nuwe Testament. So ons neem aan, vanuit die gedeelte, vanuit die konteks, vanuit die vermaanings, hulle is kinders van die Here. Maar Gaius nou spesifiek, was 'n kind van die Here wat 'n goeie voorbeeld geleef het. En ons sien dit, want hy word gekomplimenteer oor verskillende goed. En ek dink dis waar ons boodskap laas gegaan het, maar ons gaan nog steeds so vinnig deurgaan. Soos vers 2, skryf Johannes vir hom, hy sê vir hom, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is. Nou, dit was nie vreemd gewees in daai tyd om vir mense gesondheid toe te wens nie, maar dan sê hy, soos dit met jou siel goed gaan. So 'n kind van die Here, maar hy sê, soos dit met jou siel goed gaan, so hy het 'n gesonde siel gehad, en natuurlik, dit wat ons vanoggend oor gepraat het met die kinders, met die kinderdiens, dit kan nie met jou siel goed gaan as daar sonde in jou lewe is nie. Ja, Dawid praat van sy gebeente wat in hom uitgeteer word, en die druk wat op hom is, en ja, ons kan net agterkom, dit kan nie met jou siel goed gaan met sonde in jou lewe nie. So dadelik, die voorbeeld, dit gaan goed met Gaius se siel, so hy is nie iemand wat gesondig het nie, hy is nie iemand wat in sonde geleef het nie, sy geestelike lewe was op die regte plek, dit het goed gegaan met sy siel. So dadelik, die kompliment, hy is nie 'n kind van die Here wat sukkel met sonde nie, sy geestelike lewe is op die regte plek, want dit gaan goed met sy siel. Vers 3, broeders het van sy waarheid getuig, dat hy in die waarheid wandel. Nou, een van die kommentaarskrywers sê, hy het gedoen wat hy gepreek het. Wat is die Engelse woorde? Practice what you preach. Hulle sê, dis wat hy gedoen het. Hy het gedoen wat hy gepreek het. Maar saam met ons weet dit, wandel in die waarheid beteken, leef wat die woord sê. Johannes 17 vers 17, heilig hulle in die waarheid, u woord is die waarheid. So Jakobus skryf weer, word daders van die woord. So wandel in die waarheid beteken, doen wat die woord sê, leef wat die woord sê, alles wat die woord sê, en dit het Gaius gedoen, dit was by hom aanwesig gewees. Dan lees ons vers 5, Gaius het getrou gehandel, en dat daarvan sy liefde getuig word. Nou dit het eintlik oor 'n spesifieke situasie gegaan. In daardie tyd was daar baie rondreisende leraars gewees, van hulle valse leraars. In 2 Johannes waarsku Johannes daarteen, en hy sê hierdie mense moenie gehuisves word nie, hulle moenie toegelaat word nie, maar dan natuurlik, soos wat ons hier lees, is daar goeie, ware leraars gewees, wat die woord van die Here verkondig het, waar hulle die aanmoediging gasvry moes wees, waar hulle hierdie mense moes inneem, hulle goed ontvang, en dan so mooi waar hy hier sê, ons behoort dan sulke mense goed te ontvang, sodat ons mede-arbeiders van die waarheid kan word. So mooi, nee? Net om 'n leraar te ontvang in daai tyd, kan jy 'n mede-arbeider word. So hy gee daar die aanmoediging. En dit het Gaius gedoen, hy was getrou volgens die woord, hy was getrou aan die Here gewees. 1 Petrus 4 vers 10, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. So dit gaan oor daardie goeie bedienaars, getrou aan die Here, en dit is presies wat hy gedoen het. Sy liefde, sy gasvryheid kon gesien word. Wat sê die woord oor liefde? 1 Johannes 4 vers 7, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. Elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Dan gasvryheid, 1 Petrus 4 vers 8 en 9, is eintlik maar liefde en gasvryheid. Hy sê, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Wees gasvry teens mekaar sonder om te murmureer. So dit is goed wat Gaius gedoen het, weer eens. Hy leef volgens die woord, hy leef liefde uit, hy's gasvry, hy ontvang die mense, hy doen wat die woord beveel, en hy het 'n voorbeeld om nagevolg te word. Goeie voorbeeld wat hy daar stel. As ons daai komplimente sien, en ons sien dis goeie dinge wat hy doen, en dan gaan ons na vers 11 toe wat sê, die goeie moet jy navolg. So, Gaius is 'n goeie voorbeeld. Hy's 'n goeie rolmodel. En ons het weer eens manne en vroue in ons lewens wat voorbeelde is, goeie voorbeelde, getrou aan die woord van God, soos Gaius.
Maar die kriteria, die manier wat ons weet, hierdie mense is goeie voorbeelde, kom altyd terug na die woord van God. Paulus sê, wees my navolger, soos ek dit van Christus is. Met Gaius verwys alles terug na die woord toe. Hy wandel in die waarheid. Hy bewys liefde en gasvryheid, soos die woord sê. Hy is getrou aan die woord. So alles kom terug na die woord van God toe. So ons rolmodelle moet manne en vroue van die woord wees. En dan sal ons weet, maar dit is goeie voorbeelde om na te volg. Dan die ander kant om. Ons laat ook 'n voorbeeld na. Waar ons gaan, wat ons doen, die manier wat ons optree, die manier wat ons mense hanteer, die getuienis wat mense van ons hoor, wat in die dorp van ons gehoor word, is ons manne en vroue van die woord, wat mense ons kan navolg. Want dis weer eens die kriteria, manne en vroue van die woord. Soos Gaius sy hele lewe ingerig het volgens die woord, soos Jakobus sê, om daders van die woord te wees, moet ons seker maak, ons leef volgens die woord, die totale woord van God, die onfeilbare woord van God, ons wandel in die waarheid. Ons is getrou aan die waarheid. Ons leef liefde en gasvryheid, soos die woord vir ons sê. So, dis die eerste persoon, Gaius, die goeie voorbeeld, en ons kan altyd ons rolmodelle vergelyk daarmee, en ons kan onsself daarmee vergelyk, wat ook rolmodelle is vir ander. Maar dan die tweede persoon, ongelukkig, moet ons oor hom ook praat. 3 Johannes 1 vers 9, ek het aan die gemeente geskrywe, maar Diotrefus, wat onder hulle die eerste wil wees, steur hom nie aan ons nie. So hier is nog iemand wat 'n leiersposisie ingeneem het, en daar het heel moontlik mense na hom opgekyk. As ons gaan kyk in van die ander sendbriewe, soos Galasiërs en Kolossense, en met die valse leraars, en die mense wat nie geleef het volgens die woord nie, hulle het ook navolgers gehad. Mense het hulle gevolg, mense het geval, mense het foute gemaak, so daar's mense wat ook opkyk na hierdie slegte voorbeelde, en soos hy nou in vers 11 sê, die wat die kwaad doen. So kom ons gaan kyk net, hoekom was Diotrefus 'n slegte voorbeeld? Wat doen hy? Ons begin met vers 9. Hy wou eerste wees. Nou, die Engels gebruik nogal 'n snaakse woord, iets soos preeminence of so iets, maar dit kom daarop neer, hy is lief daarvoor om eerste te wees, en die Griekse woord was vir my interessant, die Griekse woord is vul op rot you. So nou, die woord wat vir my uitgestaan het is rot, hierdie persoon is amper soos 'n rot gewees, nee, hy dink net aan homself, en hy wil net eerste wees. Die woord beteken om lief daarvoor te wees, om eerste te wees, met ander woorde, hy wil uitstaan bo almal anders. Dit gaan vir hom oor homself. Hy wil gedien word. Hy wil gesien word. Hy het homself eerste geplaas. Selfsugtig en selfgesentreerd, dink ek is maar die Afrikaanse woorde wat ons kan gebruik. Maar ons wil nie fokus op die negatiewe nie. Wat leer die woord van God? Filippense 2 vers 3, 4 en 5. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoorig as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Die Bybel verkondig die teenoorgestelde van wat Diotrefus was. Die Bybel verkondig nederigheid. Hy sê, mens moet nie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, en hy sê, ons moet nie ander hoër ag as onsself nie, en dan kom hy op die laaste punt, die mooiste is, hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was, die voorbeeld. Jesus Christus, wat toe hy hier was, die leeu van Juda, die koning van die konings, die Heer van die Here, en wat sê hy toe hy hier was? Hy sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Die Here Jesus, wat sy disippels se voete was, is 'n werk wat deur slawe gedoen was, die laagste van die laag. En die Here Jesus doen dit. Hy was altyd die voorbeeld van nederigheid. Hy was heeltemal anders. En dis ook wat mense raak gesien het in daai tyd, van die Fariseërs en Sadduseërs en skrifgeleerdes, en daai mense totaal en al vir hulle self geleef. So ons dink aan hoe hulle op straathoeke gebid en gevas het, hulle moet gesien word, hoe hulle liefdadigheid bewys het om gesien te word, dit het vir hulle gegaan
van eerste wees, het oor hulle self gegaan. Hulle moet verhef word, hulle moet gesien word. Maar die Here Jesus was nooit so gewees. Hy kom laat so 'n mooi voorbeeld. Wat lees ons nog oor Diotrefus, behalwe nou dat hy eerste wou wees? Ons lees in vers 9, hy steur hom nie aan die woorde van die apostels nie. Johannes sê, hy steur hom nie aan ons nie, hy vaar teen hulle uit, hy vaar uit teen bedienaars van die woord, hy weerstaan dit. So eintlik steur hy hom nie aan die woord van God nie, want die apostels het met die gesag van die Here Jesus gepraat. Hy steur hom nie daaraan nie, hy steur hom nie aan die woord van God nie. Vers 10. Hy is nie gasvry nie en hy wou hierdie reisende leraars nie ontvang nie. Weereens teen die woord van God. En as iemand dit doen in die gemeente en hulle het nou hierdie mense ingeneem, dan jaag hulle sommer uit die gemeente uit. Die woord sê hy werp hulle uit. Hy tree liefdeloos op, hy verwek twis. Wat sê die woord? 2 Timoteus 2 vers 24. Onthou, Diotrefus het ek gesê is 'n leier van die gemeente gewees, maar die woord sê, en 'n dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig, een wat die kwaad kan verdra. Klink dit vir julle soos Diotrefus? Beslis nie. Klink dit soos Paulus? Dit klink soos Paulus. Klink dit soos Johannes? Dit klink soos Johannes. Klink dit soos Gaius? Dit klink soos Gaius, maar dit klink definitief nie soos Diotrefus nie. So ons sien, Diotrefus doen eintlik die teenoorgestelde van wat Gaius doen. Hy tree nie op volgens die woord nie. Hy tree nie op in liefde en gasvryheid nie. Hy is nie getrou nie. Hy doen wat vir hom tot voorbeeld is, tot voordeel is. En daarom weer, ons doen twee goed. Ons toets ons rolmodelle en ons vra dadelik, leef hulle volgens die woord soos Gaius of gaan dit vir hulle oor hulle self? Gaan kyk reg deur die woord. Hierdie tipe mense het navolgers. En dan dink mense hulle doen reg en hulle dink hulle doen goed. Dink daar al die pad terug toe die volk net deur die Rooi See is en hulle is daar en hulle Moses is op na die berg van verheerliking toe. Hy gaan nou die wette by die Here kry en hier kom die leiers van Israel en wat sê hulle? Maak vir ons 'n goue kalf vir ons om te aanbid. En die hele volk volg hulle na in hulle verkeerde dade. So slegte mense het ook navolgers. So 'n mens moet baie versigtig daarvoor wees, maar dit loop altyd uit op twis en skering en skeiding. Dink as 'n mens deur Suid-Afrika gaan, en ek praat nou nie van ons kerk nie, ek praat van kerke oor die algemeen. En 'n mens gaan kyk, hoeveel gemeentes is al deur skering, deur twis, deur moeilike tye, gemeentes wat letterlik uitmekaar uitval oor sulke persone. Ek dink dit sal baie wees. Nou, sê ons mos altyd so tong in die kies, waar twee boere is twee politieke partye in twee verskillende kerke, né? Maar, dit moet nie so wees nie. Volgens die woord moet dit nie so wees nie. So ons moet seker maak, ons rolmodelle tree nie vir hulle self op nie, maar hulle tree op vir die Here Jesus, hulle tree op vir sy woord. En iets wat vir my opvallend was, wat 'n mens eintlik vandag duidelik kan sien, is die feit dat Diotrefus het hom nie gesteer aan die apostels nie. Hy het hom nie gesteer aan hulle lering nie, en baie keer is dit die geval met verkeerde rolmodelle. 'n Mens praat met hulle hoor die woord van die Here, maar hulle slaan eerder in hulle eie rigting. Hulle wil nie doen wat die woord van God sê nie, hulle steur hulle nie aan die woord nie, en dan weet mens dadelik, dit is rolmodelle nie. Maar dan die ander kant, so ons kyk mos na ons rolmodelle, maar ons kyk ook na ons as rolmodelle. Watter voorbeeld los ons? Hieroor gaan ek nie veel uitbrei nie. Al wat ek wil sê is, die beeld wat ons uitdra, moet wees vir die Here Jesus Christus. Ons is ambassadeurs vir die Here Jesus, en daarvolgens moet ons optree. Navolgers van Christus, wat nagevolg kan word. Soos wat Paulus sê, daai mooi vers wat hy gebruik. Maar dan die derde persoon, en ons gaan nie te veel oor hom uitbrei nie, want ons nie veel oor hom geskryf nie, maar ons lees daar van Demetrius, ek het gou kyk, waar staan dit? Ek het nou nie die vers neergeskryf nie. 12. Van Demetrius is deur almal getuienis gegee en deur die waarheid self. En ons getuig ook, en julle weet dat ons getuienis waar is. So die laaste van die drie persone, Demetrius. En ons lees net twee dinge by hom. Deur almal is getuienis gegee, so sy beeld na buite was 'n positiewe een gewees. Die getuienis van buite. Die mense het geweet wie Demetrius is, hulle het geweet hoe sy lewe lyk.
Die gemeente, want dit is mos ook gemeentelike opset, het geweet hoe Demetrius se lewe lyk. Hulle het geweet, dit getuig van die waarheid. Die tweede ding, is hy het ook in die waarheid geleef. Dit kom terug na die waarheid, wandel in die waarheid, dit kom terug na leef volgens die woord, hy het dit ook gedoen. Nou daaroor het ons nou uitgebrei, so ons gaan nie weer daaroor uitbrei nie, maar daar word nie veel oor hom geskryf nie, maar daar was 2 belangrike punte, hy leef in die waarheid en daar was 'n getuienis oor hom gewees, en daarom is dit vir ons belangrik, ons het laasweek gepraat oor die sout van die aarde, die lig van die wêreld, rolmodelle skyn hulle lig na buite, daar's 'n beeld wat hulle uitstraal na buite. Wat is daardie beeld? Wat is die getuienis van ons daar buite? Nou kom ek noem weer vir u 'n voorbeeld, wat ek ervaar het as 'n jong kind van die Here. Ek gaan nou nie dorpe en plekke noem nie, maar ek kan wel sê, dis nie hierso nie, dis in 'n ander dorp gewees toe ek baie jonger was. Toe kom ek in 'n dorp, en ek begin uitvra oor die geestelike leiers in die dorp, want ek's jonk, en ek soek 'n rolmodel, en ek soek ander kinders van die Here om mee te gesels, en kontak te hê, en saam te bid, en ek begin uitvra oor leiers in die spesifieke dorp, en daar's een leier wat nogal prominent was, wat uitgestaan het, en ek begin vir mense vra, maar wat van hierdie persoon, en mense sê vir my, jy kan niks glo wat daai ou sê nie, hy gaan vandag vir jou sê, hy sal iets môre doen, jy kan dit vergeet, hy sal dit nooit doen nie, hy is onbetroubaar, en dadelik is dit die getuienis, nie van 1 of 2 of 3 persone, nie van 'n klomp mense, die persoon is ontroubaar. So was daar 'n geestelike leier, 'n vrou gewees in die dorp, en vra 'n bietjie vir haar uit, dit was vir my nuut gewees, ek het nie vrouens in gemeente geken nie, so is vir my nuut gewees, en ek vra 'n bietjie uit oor die vrou, en iemand sê vir my, en ek gaan hulle woorde gebruik, sê vir my, sy is so mal soos 'n haas. Dis die getuienis na buite van die vrou gewees. Dis geestelike leiers in 'n dorp. Dis predikante wat in die hoof van 'n gemeente staan, en dis die beeld wat na buite uitgestraal word. En dis nie eers te sê van hulle kerkrade en hulle gemeentes nie, dit gaan nog erger. En dis vir my as 'n jong kind van die Here skokkend gewees, 'n jong man. Skokkend gewees om hierdie dinge te hoor. Net te kyk, wat is die beeld wat hulle na buite uitstraal? En dit wys net vir ons weer eens, hoe belangrik is ons beeld na buite? Het sluit nou aan by laasweek, die lig van die wêreld. Maar hierso met Demetrius, almal het getuienis gegee. Hy wandel in die waarheid. Watter beeld straal ons na buite toe uit? Nie in die gemeente nie, na buite toe. As ons beweeg in die dorp, in die winkels, daar waar ons brandstof ingooi, daar waar ons in Spar en in OK kom, daar waar ons in Vredenburg kom, daar waar ons in die Kaap kom, ons vat dit nou maar nog verder. Wat se getuienis het mense van ons wat rondom ons beweeg? Mense wat ons ken, mense wat ons sien. Mense wat dadelik 'n indruk van ons het as hulle sien hoe tree ons op. Wat dink hulle van ons? Die getuienis moet wees, hulle wandel in die waarheid. Die getuienis moet wees, hulle leef soos die Here Jesus. En al besef mense dit nie van buite nie, wat nie gered is nie, of nie 'n geestelike agtergrond het nie, hulle moet kan sien, maar hierdie persoon, sy lewe is anders. Daar moet 'n goeie getuienis na buite wees. So daarmee sluit ons af. Johannes wys dan vir ons 3 persone in 3 Johannes, 2 goeie voorbeelde, 1 slegte een, 2 manne wat wandel in die waarheid, wandel in die woord, getuienis na buite het, lewe volgens die woord, en 1 persoon wat vir homself leef. En dan bring dit ons by die toets. Ons rolmodelle, die mense na wie ons opkyk, wat ons almal sekerlik gehad het al, hoe leef hulle? Leef hulle volgens die woord? Leef hulle vir hulle self? En al het ons nie rolmodelle nie, want dit gebeur ook, ek dink iewers in 'n mense lewe bereik jy ouderdom wat jy nie meer rolmodelle het nie, soos Paulus, ons lees nêrens dat Paulus 'n rolmodel gehad het nie, maar hy sê tog, wees my navolger soos ek dit van Christus het. Hy besef, maar hy het mense wat hom volg. Hy besef, maar hy is 'n rolmodel vir baie mense. En daarom moet ons ook na ons eie lewens kyk en vra die mense wat na ons kyk. Weereens of dit kinders of volwassenes, jong Christene is, as mense na my lewe kyk, kan hulle my navolg soos ek die navolger van Christus is. So belangrik om daarna te kyk. Ons het die toets, ons het die woord, ons het hierdie 3 persone, en dan bid ons dat selfs ons getuienis na buite, dat dit 'n baie positiewe een is. En dis gaan weer eens nie oor onsself nie, dit gaan oor ons getuienis na buite moet na Jesus toe wys, dit moet na die woord toe wys. Alles gaan natuurlik oor hom en oor die woord.
Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Wonderlike Here, ons kom bid vanaand so saam en ons wat hier by mekaar is, Here, is juis diensknegte van U. Ons is juis die Here wat U met 'n volkome hart wil dien, wat alles vir U wil gee. Wat altyd hier is, Here, en so bid ons dat ons ook hierdie voorbeeld sal navolg, die voorbeeld van die Here Jesus Christus, of dit is in gasvryheid, of in liefde, of dit is in nederigheid, Here, al daardie voorbeelde bid ons dat ons navolgers van U sal wees, Here, en dat die voorbeeld wat ons nalat, die lewens wat ons leef, dat ons soos Paulus sal kan sê, wees my navolger soos ek dit van Christus is. En bid ons ook so, Here, daar waar ons beweeg, ons weet, ons almal het goeie dae en ons het slegte dae, daar's tye wat ons ook afvoel, Here, maar nog steeds, as ons al buite beweeg, dat ons U voorbeeld daar buite sal uitleef, dat mense ook 'n goeie getuienis van ons sal hê. Ek dink so aan jare terug van 'n ou predikant wat mense in die dorp wat hom nie eens ken nie, gepraat het van die biddende predikant, omdat hy geloop en bid het. Here, en dit het by my gebly, die voorbeeld wat hy na buite uitstraal, die getuienis wat hy na buite uitstraal, Here, en mag ons getuienis na buite ook een van U wees. 'n Positiewe een, maar omdat dit een van U